Ok julle, ons gaan aan met die profeet Amos vanaf hoofstuk 1, die onafwendbare oordeel. Die woorde van Amos, een van die skaapboere uit Tekoa, wat hy gesien het aangaande Israel, in die dae van Osia, koning van Juda, en in die dae van Jerobeam, die seun van Joas, koning van Israel, 2 jaar voor die aardbewing. En hy het gesê, die Hemelse Vader brul uit Sion en verhef sy stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders treur en die toppe van Karmel verdor. So sê die Hemelse Vader, oor 3 oortredinge van Damaskus, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle Gilead met ysterdorslee gedors het. Daarom sal ek 'n vuurslinger in die huis van Haseel, en dit sal die paleis van Ben-Hadad verteer, en ek sal die grendel van Damaskus verbreek, en die inwoners uit die laagte van Aven uitroei, en die wat die scepter dra uit Bet-Eden, en die volk van Aram sal in ballingskap gaan na Kir, sê die Hemelse Vader. So sê die Hemelse Vader oor 3 oortredinge van Gaza, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle 'n ganse bevolking in ballingskap weggevoer het, om dit aan Edom uit te lewer. Daarom sal ek 'n vuurslinger in die muur van Gaza, en dit sal sy paleise verteer. En ek sal die inwoners uit Asdod uitroei, en die wat die scepter dra uit Askelon, en ek sal my hand teen Ekron uitstrek, en die oorblyfsel van die Filistyne sal omkom, sê die Hemelse Vader. So sê die Hemelse Vader oor 3 oortredinge van Tyrus, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle 'n ganse bevolking as ballelinge aan Edom uitgelewer het, en nie gedink het aan die broederverbond nie. Daarom sal ek 'n vuurslinger in die muur van Tyrus, en dit sal sy paleise verteer. So sê die Hemelse Vader oor 3 oortredinge van Edom, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hy sy broer met die swaard agtervolg het, en sy jammergevoel verstik het, sodat sy toorn altyd verskeer, en hy gedurig deur sy grimmigheid behou. Daarom sal ek 'n vuurslinger in Teman, en dit sal die paleise van Bosra verteer. So sê die Hemelse Vader, oor 3 oortredinge van die kinders van Ammon, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die swanger vroue van Gilead opgesny het, om hulle grondgebied uit te brei. Daarom sal ek 'n vuur aansteek in die muur van Rabba, en dit sal die paleise verteer met 'n kruisgeskreeu op die dag van stryd, in 'n storm op die dag van die orkaan, en hulle koning sal in ballingskap gaan, en hy en sy vorste tesame, sê die Hemelse Vader. Tot sover. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 2. So sê die Hemelse Vader, oor 3 oortredinge van Moab, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hy die beendere van die koning van Edom tot kalk verbrand het. Daarom sal ek 'n vuurslinger in Moab, en dit sal die paleise van Keriot verteer, en Moab sal met oorlogsrumoer sterwe, met kruisgeskreeu en basuin geskal. En ek sal die regerder onder hulle uitroei, en hulle vorste saam met hom doodmaak, sê die Hemelse Vader. So sê die Hemelse Vader oor 3 oortredinge van Juda, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die wet van die Hemelse Vader verwerp het, en sy insettinge nie onderhou het nie, en hulle leengode het hulle verlei, waar hulle vaders agteraan geloop het. Daarom sal ek 'n vuurslinger in Juda, en dit sal die paleise van Jerusalem verteer. So sê die Hemelse Vader oor 3 oortredinge van Israel, ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het, en die behoeftige vir 'n paar skoene. Hulle wat daarna hyg
dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom, en wat weg van die ellendiges buig, en die man en sy vader gaan na dieselfde jong dogter, om my heilige naam te ontheilig, en hulle strek hulle uit, op verpante klere by elke altaar, en die wyn van die wat beboet is, drink hulle in die huis van hul God, en tog het ek, die Amoriet, voor hulle uitverdelg, wie se hoogte was soos die hoogte van die seders, en hy was sterk soos die eikeboom. Maar ek het sy vrug daarbo, en sy wortels daaronder verdelg. Ook het ek julle uit Egipte land laat optrek, en julle 40 jaar lank in die woestyn gelei, om die land van die Amoriet in besit te neem. En ek het uit julle seuns profete, en uit julle jongelinge Nasareërs verwerk. Is dit nie so nie, o kinders van Israel, spreek die Hemelse Vader? Maar julle het die Nasareërs wyn laat drink, en aan die profete bevel gegee en gesê, julle mag nie profeteer nie. Kyk, ek laat dit onder julle kraak, soos 'n waakraak, wat vol gerwe is, sodat die wat gou is, nie kan ontvlug nie, en die sterkte van krag nie kan ontwikkel, en die held sy lewe nie kan red nie. En die boogskutter sal nie bly staan, en die wat gou is op sy voete nie vrykom nie. En die perderyter sal sy lewe nie red nie, en die dapperste onder die helde sal op die dag naak wegvlug, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Kyk, ons gaan aan met hoofstuk 3, die eerste strafrede, die komende oordeel. Hoor hierdie woord wat die Hemelse Vader oor julle gespreek het, o kinders van Israel, oor die hele geslag wat ek uit Egipte laat optrek het, naamlik, julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtighede. Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? Sal 'n leeu brul in die woud as hy geen prooi het nie? Sal 'n jong leeu sy stem uit sy lêplek laat hoor as hy niks gevang het nie? Sal 'n voël in die net val op die grond as daar vir hom geen stryk gestel is nie? Sal 'n wip van die grond af opspring as dit glad nie gevang het nie? Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar 'n onheil in die stad voorval as die Hemelse Vader dit nie bewerk het nie? Want die Hemelse Vader doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. 'n Leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Hemelse Vader het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Roep dit uit oor die paleise van Asdod en oor die paleise van Egipte land en sê, versamel julle op die berg van Samaria en aanskou die groot beroering in die midde van die stad en die verdrukking daarbinne. Ja, hulle weet nie om reg te doen nie, spreek die Hemelse Vader. Hulle wat geweld en verdrukking opstapel in hulle paleise. Daarom so sê die Hemelse Vader, 'n vyand, en dit rondom die land, en hy sal jou vesting van jou af neerwerp, en jou paleise sal geplunder word. So sê die Hemelse Vader, soos 'n herder 'n paar pote of 'n oorlappie red uit die bek van 'n leeu. Net so sal gered word die kinders van Israel, wat daar in Samaria, in die hoek van die bed of op die damas van die rusbank sit. Hoor en waarsku die huis van Jakob, spreek die Hemelse Vader, die God van die leerskare, dat ek in die dag, as ek die oortreding van Israel aan hom besoek, ook besoeking sal doen oor die altare van Bet-El, sodat die horings van die altare afgekap sal word en op die grond sal val. Dan sal ek die winterhuis saam met die somerhuis tref, en die huise van u voor sal te gronde gaan, en baie huise sal verdwyn, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 4, die tweede strafrede, verskerping van die aanklag.
Hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, en aan hulle, Here, sê, bring aan en laat ons drink. Die Hemelse Vader het gesweer by sy heiligheid, kyk, daar sal dae kom, dat hulle julle met hake sal optrek, en die wat van julle oor is, met vishoeke. En julle sal deur bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk, en julle sal weggewerp word na Armon, spreek die Hemelse Vader. Kom na Bethel, en Sondag na Gilgal. Sondag nog meer, en bring julle slagoffers in die more, en julle tiendes alom die 3de dag. En laat van wat gesierd is, 'n lofoffer rook, en roep vrywillige offers uit. Laat dit hoor, want so is dit na julle sin. Kinders van Israel, spreek die Hemelse Vader. Alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het in julle stede, en broodsgebrek in al julle woonplekke, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Hemelse Vader. Alhoewel ek reën van julle teruggehou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad laat reën, maar op die ander nie laat reën het nie, die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het, en 2-3 stede na een stad geslinger het, om water te drink, sonder om die dors te les. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Hemelse Vader. Ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref, baie van julle tuine en julle wingerde, en julle vyebome en julle olyfbome het die sprinkane verslind. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Hemelse Vader. Ek het die pes onder julle gestuur, op die manier van Egipte. Ek het julle jong manne met die swaard gedood, saam met die wegvoering van julle perde, en ek het die stank van julle laar laat opstyg, ja, tot in julle neus. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Hemelse Vader. Ek het julle omgekeer, soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Hemelse Vader. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel, want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep, en aan die mens sy gedagte bekend maak, wat die daggeraad 'n duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, Hemelse Vader, God van die leerskare, is sy naam. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 5, die 3de strafrede, klaaglied oor Israel. Hoor hierdie woord wat ek oor julle as klaaglied aanhef, o huis van Israel. Die jongvrou van Israel het geval, sy sal nie weer opstaan nie. Neergewerp lê sy op haar land. Niemand rig haar op nie, want so sê die Hemelse Vader, die stad wat met 1000 uittrek, het hou 100 oor, en die wat met 100 uitgetrek het, hou 10 oor, vir die huis van Israel. Want so sê die Hemelse Vader, aan die huis van Israel, soek my dan, sal julle lewe. Maar soek Bethel nie, en kom nie na Gilgal nie, en trek nie deur na Berseba nie, want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bethel sal tot niks word nie. Soek die Hemelse Vader, dan sal julle lewe, sodat hy nie teen die huis van Josef uitbreek, soos 'n vuur wat verteer, sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Julle wat die reg in wilde als verander, en die geregtigheid teen die grond gooi, hy wat die 7 ster en die Orion gemaak het, en die duisternis in die môrelig verander het, en die dag tot nag verduister,
wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde. Hemelse Vader is sy naam. Hy wat verwoesting laat aanblits oor sterkte en verwoesting kom oor die vesting. Hulle haat die man wat in die poort die reg handhaaf en hulle het 'n afskie van hom wat in die opregtheid spreek. Daarom omdat julle die arm man vertrap en van hom nie 'n heffing van koring neem, het julle huise van gekapte klip gebou, maar julle sal nie daarin woon nie. Julle het pragtige wingerde geplant, maar julle sal die wyn daarvan nie drink nie, want ek weet dat julle oortreding menigvuldig en julle sondes geweldig is, en julle wat vyande is van die regverdige wat omkoopgeld aanneem en die behoeftiges wegstoot in die poort. Daarom swyg die verstandige in so 'n tyd, want dit is die onheilspelende tyd. Soek wat goed is en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Hemelse Vader, die God van leerskare, so moet julle kan wees, soos julle sê. Julle moet haat wat sleg is en lief hê wat goed is en handhaaf die reg in die poort. Miskien sal die Hemelse Vader, die God van die leerskare, hom ontferm oor die oorblyfsel van Josef. Daarom so sê die Hemelse Vader, die God van die leerskare, die Hemelse Vader op al die pleine weeklaag, en op al die strate sal hulle sê, ag, en hulle sal na die landbouer roep om te treur en te weeklaag na wat verstaan om die treurliedere te sing. Ook sal daar in al die wingerde weeklaag wees, wanneer ek in jou midde deurtrek, sê die Hemelse Vader. Wee die wat na die dag van die Hemelse Vader verlang. Wat sal tog die dag van die Hemelse Vader vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie, soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop hom raak, of hy kom in die huis en leun met sy hand teen die muur en 'n slang byt hom. Is die dag van die Hemelse Vader nie duisternis nie en geen lig nie? Ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Ek versmaad julle feeste en geen welgevalle aan julle feestuie nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere en na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie, maar laat die reg aanrol soos watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Het julle aan my slagoffers en spysoffers gebring 40 jaar lank in die woestyn, o huis van Israel, en ook gedra Sakit, julle koning, en Kewan, julle beelde, julle stergod, wat julle vir julle gemaak het? Daarom sal ek julle ander kant Damaskus in ballingskap wegvoer, sê die Hemelse Vader, wie se naam God van die leerskare is. Tot sover.